Goeiemôre, dit is Sondag die 1 Junie. Baie welkom by die erediens van NG Gemeente Skotbre. So aan die begin van Pinksterweek mag jy in besonder God se nabyheid, sy teenwoordigheid, ja, sy Heilige Gees beleef. Ons gaan vanoggend uit 'n paar gedeeltes lees uit Josua en Numeri en Romeine 8. Ons tema is lei met al jou spierkrag soos Josua. Dis die begin van ons Pinksterreeks en mag ons saam God se teenwoordigheid beleef. Ons begin vanoggend met die woorde in Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En dit is my voorreg om jou te groet wat 'n kind van God is, om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Dit kom van ons hemelse Vader wat ons gemaak het, van Jesus Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dit kom van die Heilige Gees wat in ons woon en lewendig teenwoordig is by ons elke dag. Amen. Hoe oud moet 'n mens wees om vir die Here te kan werk? Moses het 40 jaar in die paleis gebly, 40 jaar by sy oom gebly en toe eers teruggegaan om Israel deur die woestyn uit Egipte uit te lei en deur die woestyn, en daar was hulle behalwe vir die tyd wat dit gevat het om die eerste keer tot by Kanaan te kom, het hulle nog 40 jaar na die tyd in die woestyn geloop. So Moses was stokoud toe hy vir die Here gewerk het. Hoe oud moet 'n mens wees om vir die Here te begin werk? Nou eintlik is dit 'n onbillike vraag. Dis is om te vra, hoeveel suiker moet jy in jou rooibos tee gooi? Daar's nie 'n antwoord nie. Mense verskil oor wat hulle gaan sê. En God sit nie 'n ouderdomsvereiste of 'n ouderdomsbeperking op 'n CV van 'n Christen nie. Hy vra nie hoe oud jy is nie. Hy vra nie of jy al 'n pensioenkaart het en of jy nog in die skool is nie. God roep mense enige tyd. Ja, die Here gebruik babatjies wat nog nie eers kan loop nie. Ek dink baie kinders het alouers tot gebed gedruk, dat hulle ernstig naby in die Here gekom het, omdat hulle te moeg en uitgeput is. Johannes die Doper, voor hy gebore is, het hy gereageer toe hy Maria se stem hoor, wetende dat sy die ma van Jesus Christus is. So, ouderdom is nie 'n beperking vir God nie. Hoe fiks moet 'n ou wees om vir die Here te kan werk? Nou, ons sal ooit in die kerk gevra, jy moet eers 'n marathon gaan hardloop voor jy mag bid. Nee, ons doen dit nie. God het nie dieselfde fiksheidsvereistes as wat sportspanne het nie. God vra nie of jy lidmaatskap by 'n gym het en jy iewers elke dag oefen en hoeveel sit-ups jy kan doen en hoeveel pull-ups jy kan doen en push-ups nie. Nee. Moses was waarskynlik baie oud toe hy klaar gewerk was vir die Here en dalk nie meer heeltemal so fiks nie. Ons is nie besig met 'n wedloop dat God vir ons fisies wil weet hoe fiks ons is nie. Hy soek geestelike fiksheid en daarby sal ons bietjie later kom. Maak nie saak of ons 1 kilometer kan loop of 10 kilometer kan hardloop of dalk Komrades kan hardloop 80, maak nie saak nie. Dis nie wat God soek nie. God soek iemand wat geestelik reg is om saam met hom te lewe. Nou ons tema vanoggend is lei met al jou spierkrag soos Josua. Nou ons beeld op die skerm sê julle ook sien 2 lekker gewigte waarmee jy kan oefen. Dit gaan nie net oor fisiese gesond en fiks wees nie. Baie meer as dit. Ons spierkrag lê nie altyd in onsself nie. Nou ons gaan saam lees, Numeri 27, Josua 1, Josua 24. Kom ons sluit die oë voordat ons begin Bybel lees. Here, baie dankie dat ons aan U kan behoort. Dat ons kan weet U is teenwoordig. Here, waar U kinders bymekaar is, ja, selfs waar hulle alleen is, daar is U. Dat U is die God wat beloof dat U ons nooit sal verlaat nie. Ja, soos Dawid sê in Psalm 23, selfs in 'n donker skaduwee en 'n donker vallei en donker tye in ons lewens is U by ons. Is ons nooit alleen nie. Dankie dat ons weet, Here, U is nou teenwoordig. Mag ons, as ons saam Bybel lees, deur die Gees, Here, ook U stem hoor.
deur die Gees verstaan wat U vir ons wil sê en dit gaan doen. Maak ons getrou in die uitleef van U woord. Here, maak ons getrou in ons diens van U. Dankie dat ons vir U kan sê, U is ons Vader. Dankie dat ons U woord kan lees in ons eie taal, in ons eie Bybels. Dankie, Here, dat ons kan saamkom en U aanbid. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Nummer 27. Die Here het vir Moses gesê, neem Josua, die seun van Nun, 'n man met geesdrif, en lê jou hande op hom. Laat hom voor die priester Eliezer staan, en voor die hele volksvergadering, en gee hom voor hulle oë sy opdragte. Draai jou gesag oor op hom, sodat die hele volksvergadering van die Israeliete na hom sal luister. En dan in Josua 1. Na die dood van Moses, die diensknegt van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, Moses sy helper, gesê, Moses my diensknegt is dood. Daarom, maak nou gereed om die Jordaan oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle gee, aan die Israeliete. Elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee ek dit, soos ek aan Moses beloof het. Van die woestyn en die Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat, die hele land van die Hetiete, tot by die groot see in die weste, sal julle gebied wees. Solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat, en jou nie verlaat nie. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, om aan hulle te gee. Net tot sover, en dan Josua 24 vers 15, baie bekende vers, waar Josua vir die volk sê, kies julle dan vandag, wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons, sal die Here dien. Lei met al jou spierkrag soos Josua. Josua was uit die stam van Efraim, en sy naam was eers Hosea. En dan in Numeri 13, as hulle uitstuur om as 'n verspieder te gaan kyk, hoe lyk die volke en die stede en die mense in die land Kanaan, dan gee Moses vir Josua 'n nuwe naam. Dan gee hom 'n naam, hy was eers Hosea, en dan daarvan af word hy Josua genoem. En as die verspieders dan terugkom, ons ken die verhaal, dan sit Josua en Caleb, wat sê, hulle kan maklik hierdie land inneem. Hulle twyfel nie in God nie. Hulle sê, dis God wat God beloof het, ons kan hierdie land oorneem. Maar die ander verspieders, die ander 10, is bang. Hulle sê, ons het reëse gesien. Hierdie mense het mure om hulle stede, ons kan nooit die plek inneem nie. En dan is die hele volk opstandig en kerm hulle, en glo hulle nie, en dan is hulle sommer vir die Here kwaad. En dan weet ons, word hulle gestraf om nog 40 jaar in die woestyn te gaan rondtrek, voordat hulle Kanaan, die land van Israel, kan inneem. Het was deur die Gees van God, dat Josua en Caleb kan sê, maar dis nie 'n probleem nie, ons kan die land inneem, want hulle het geweet wie God is. Hulle het onthou wat gebeur het by die Rooi See, toe die Here die see oopgemaak het, wat hulle kon deurtrek. Hulle het onthou hoe die Here vir hulle langs die pad kos gegee het, en vir hulle water gegee het, waar daar eintlik niks was nie. God roep ons op, om soos Josua, met al ons spierkrag, met ons hele wese, met oortuiging, om te volg en om te dien. Want later gaan Josua en hy word die leier van Israel. God vra dat ons beste sal doen, en ook uiteindelik met al ons spierkrag. En daar's 2 spiere wat die Here hier vir Josua noem, dapper en sterk. 'n Geestelike oproep vir ons as gelowiges, om sterk te wees, om vol moed te wees, om dapper te wees. En dit is baie waar vir ons vandag. Om dapper te wees, vra nie dat ons sonder vrees lewe nie. Vra nie dat ons blind sal wees vir dit wat krisisse is en swaar en seer en moeilik is in die wêreld nie. Maar om te kan aanhou ten spyte van. Om te weet dat God by jou is, dat hy jou krag gee, om jou hart te beskerm van negatiewe gedagtes, deur op die Here te vertrou, en dan op te staan vir dit wat reg is, en te doen wat reg is, en met moed te lewe. Die Heilige Gees help ons baie hiermee. Help ons deur vir ons te herinner dat God getrou is,
Help vir ons om vir ons vrede te gee, ja, soos Jesus die storm stil gemaak het op die see, om vir ons krag te gee om getuies te wees, en te sê wat reg is, wat God wil hê. As ons aan Handelinge 1 dink, waar die Heilige Gees uitgestort is, en die disippels begin getuig en vertel het. Daar is 'n jong klomp mense in die Bybel wat moed gehad het, wat dapper geleef het. Dawid, jong skaapwagter, voor Goliat, hierdie massiewe reus wat 'n groot soldaat was. En tog weet Dawid, hy kan wen, want God is by hom. Daniël, wat saam met sy vriende in Babylon toe gaan, en hulle lewens in gevaar stel om nog steeds hulle geloof uit te leef, elke dag te bid. Maria, jong meisie wat ja sê, dat die Here ook vir haar kan gebruik om Jesus se maat te wees. Timoteus, Paulus vermoedig hom aan en sê vir my, moenie bekommerd wees oor hy jonk is nie. Hy is geroep en die Gees sal vir hom toerus en krag gee. Nou behalwe vir dapper en sterk, vra dit ook vir ons, dapper vra dit ook dat ons sal sterk wees om fiks te wees. En dan gaan dit nie oor fisies fiks, dat ons die komrits kan hardloop nie, maar geestelik sterk, geestelik fiks. En dit kom uit ons verbondenheid met God, ons verhouding met die Here. Daai interne omgee vir God en hoor van God en saam met God lewe. God gee vir ons die Heilige Gees. Dit wat ons in hierdie week besonder herdenk en volgende Sondag deur ons innerlik te versterk as mense. Die Heilige Gees wat ons help wanneer ons swak voel in ons, wat ons help en ons wysheid gee in moeilike besluite. Maar dit vra dat ons sal oefen om by God te bly, dat ons daagliks moeite sal doen met die Here. Die eenvoudige goed, elke oggend Bybelstudie, elke dag iewers Bybelstudie te doen, om dankbaar na te kyk en vir God te probeer raak sien elke dag. Jouself te vra, wat het God vandag vir my gedoen? Waar sien ek God raak om my? Dalk om die Bybel te probeer onthou, versies uit jou kop uit te leer. Om jouself geestelik op te voed met die regte boeke wat ek lees en musiek wat ek luister, dat ek goed sal vermy met my geloof ondermyn, daai goed wat 'n ou laat twyfel, dat ek mense opsoek en deel van 'n gemeenskap sal wees waar ons mekaar aanmoedig om in ons geloof vas te staan. Een van die lekkerste maniere om geestelik sterk te wees en fiks te word, is om iets te doen, om jou gawes te gebruik om ander te dien, om ander te help, betrokke te raak iewers in die wêreld by dit wat God mee besig is. En dan te luister na die Heilige Gees. As God vir Josua vra om dapper en sterk te wees, vra hy dit ook vir ons vandag. Onthou dat die Heilige Gees in jou woon, dat die Heilige Gees deur jou werk, maar vertrou op hom dat God vir jou kan krag gee. En dan wanneer ons met al ons spierkrag lei en werk soos Josua, moet ons uiteindelik ook daai keuses maak soos Josua. Dit gaan goed met die volk, hulle het Kanaan ingeneem, elke volk, elke stam het 'n gedeelte gekry waar hulle bly, die mense het begin huise bou en wingerde aanplant en dit begin goed gaan, en dan begin hulle afvallig raak. Dan begin hulle vergeet dat hulle deur die woestyn getrek het, vergeet dat dit God is wat vir hulle gered het uit Egipte uit. En dan roep Josua die volk bymekaar en stel hulle voor die keuse. Kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode van die wêreld of die lewende God wat julle ook gered het en gebring het tot by hierdie punt. Israel is hier voor 'n kruispunt. Hulle moet kies. Gaan hulle die plaaslike gode Baal, Asherah aanbid of gaan hulle vir God aanbid? God sê baie duidelik en Josua sê dit ook, jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie twee meesters gelyk dien nie. Of God of die ander volke. En as Josua hierdie keuse vir die volk gee, dan maak hy self 'n keuse en hy lei deur sy voorbeeld. Dan sê hy vir hulle, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy preek nie net vir die volk nie, hy verbind hom en sy familie tot hierdie diens van God, tot hierdie verbintenis aan God. En dan sluit dit in sy vrou, sy kinders, almal wat vir hom gewerk het. Maar dit is ook sy verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle dit doen. Seker te maak dat hulle daagliks die Here dien. Ons het ook so die verantwoordelikheid vir mekaar. As ouers, verantwoordelikheid vir ons kinders,
as grootouers verantwoordelikheid vir ons kleinkinders, ons hele familie, om vir mekaar te bid, om mekaar te leer, om mekaar aan te moedig, en partykeer ook soos Josua hierdie vraag te vra, kies nou vandag wie jy wil dien, die Here of die ander gode. En dis nie 'n ligtelike besluit wat mense neem nie, dis 'n besluit wat 'n totaal nuwe rigting in ons lewe kan vat, wat ons verbind aan God. Wonderlik dat hierdie nie 'n keuse is wat ons alleen hoef te maak nie. Die Heilige Gees werk in ons om hierdie keuse te maak. Die Heilige Gees oortuig ons van die waarheid dat dit slegs by God is waar ons vrede en rus kan vind. En dan nadat die Gees ons gehelp het om te kies, bly hy in ons, gee hy ons nuwe krag, staan hy ons by wanneer ons partykeer bietjie begin twyfel, wanneer ons wankel in ons geloof, wanneer ons rigting nodig het in 'n donker pad. Ons moet ook vandag hierdie keuse maak. Die Heilige Gees help ons om te kies in daai oomblik, en hy maak ons bewus daarvan en gee ons getrouheid, gee ons krag ook vorentoe. Elkeen van ons moet persoonlik kies, maar elkeen van ons is ook deel van 'n gemeenskap wat doen vir God, wat saam met God dien. Daarom is daar julle nou op die skerm sien so huisie, waar Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en op die papiertjie is daar plek vir jou vingerafdruk, dat jy kan sê, maar ek maak ook hierdie keuse. Ek kies saam om vir God te dien. En as ons die keuse gemaak het, is daar hierdie wonderlike belofte wat Josua gekry het in Josua 1 vers 5. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie. God wat beloof het dat hy by ons is, dat hy by ons sal wees, dat hy ons nie alleen los nie, maar deur sy Gees die krag gee om vir hom te bly leef, om die regte keuse te maak, en dan by daai keuse te bly staan, elke dag in ons lewens. God beloof dat hy ons oortuig, maar dat hy verder ook in ons getuig van sy daar wees. Ja, soos Jesus gesê het, hy sal ook dit wat hy in ons begin het, voleindig. Hy sal die geloof wat hy vir ons gegee het, laat groei en meer word. Ons moet net op hom vertrou. Amen. Hemelse Vader, mag ons met oortuiging vir U kies, met opgewondenheid en ywer vir U lewe. Dankie dat U Gees gegee het om ons te oortuig, dat U Gees gegee het om ons hand te vat en ons sterk te maak op hierdie pad. Here, mag ons dapper en sterk wees. Mag ons onthou, ons leef en werk uit U krag. Mag ons onthou dat hoe nader ons aan U leef, hoe meer van U gaan ons raak sien en beleef. Maak ons ywerig vir U. Maak daar in ons harte 'n diep begeerte om naby U te leef. Here, gee ons oë om te sien waar U in die wêreld werk, en dat ons saam met U werk. Gee vir ons die ywer om U te dien, ore wat gehoorsaam is, mond en hande en voete wat gewillig diensbaar vir U is. Dankie dat ons mekaar kan bid as gemeente, ook in besonder in hierdie Pinkstertyd, dat mense opnuut vervul sal word met U Gees, opnuut sal brand vir U liefde en U genade. Dankie dat ons kan bid vir mekaar, ook vir hulle wat siek is, wat swaar het, wat seer het, wat hartseer en alleen is. Ons bid vir hulle, Here, wat in hierdie wêreld in besonder U nodig het. Mag ons ook die getuies wees wat U liefde na hulle toe bring. Ons bid vir die wêreld, waar daar maar onrus en oorloë is, krisisse, rampe. Here, waar 'n klomp goed onseker en de mekaar is, ook in ons eie land. U is ons hoop en ons vrede, ons krag en ons moed. In Jesus Christus se naam. Amen. Die Here gaan voor ons om ons pad gelyk te maak. Die Here is agter ons om ons te beskerm. Die Here loop langs ons om ons vas te hou. Ja, die Here is onder ons om ons te dra. Die Here is bokant ons om ons te seën.
Die Here is binne in ons, deur sy Gees. Amen.